Nou ja, hartlik goeiemôre aan julle in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis 'n voorreg om saam met julle hier te wees. Ons het nou lekker voor die tyd ook 'n bietjie oor die Here gepraat en wonderlike dinge met mekaar gedeel, ook hartseer dinge. Dit is verseker so dat ons nou in baie hartseer en moeilike tye leef en dat ons waarlik die Here nodig het, nie net vir ons eie persoonlike lewens nie, maar ook dat ons die Here nodig het vir ons land. Nou voor ons vanmôre met die woord aangaan, kom ons raak net stil en bid ons net saam. Ons wonderlike God en Hemelvader, dit is 'n voorreg vanmôre om ook in hierdie erediens te begin in die naam van u Seun, Jesus Christus ons Here. Ons wil net dankie sê vir hierdie voorreg. Dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie dat ons 'n Bybel het om dit te lees. Dankie dat ons 'n God aanbid wat bemoeienis maak met sy mense. Here, dan gryp dit my in die hart om te weet, daar's so baie daar buite wat nie u ken nie. En waarna vlug hulle? Wat se hoop het hulle? Want Here, ons het hoop. Ons hoop is in u. En u sorg vir ons. U voorsien vir ons. En ons is baie, baie dankbaar vanmôre. Ons wil vra dat u deur u woord sal kom vanmôre. En dat u ons samesyn sal seën. En dat u woord sal gebruik om ons harte te vul en te verruim en ons verstande aan te raak. Kom Here Jesus, kom verheerlik u self vanmôre in ons midde. Amen. Nou ons lees in 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf die 7de vers. Nou as jy van die eerste vers af lees, dan daai gedeelte kom spel daai gedeelte baie duidelik uit oor die valse leraars, die anti-kris, en so baie ook predikante, priesters en profete wat eintlik maar wolwe is in skaapsklere, want hulle verlei die mense agter hulle eie leerstellings en dogmas aan in plaas van om mense na die woord van God toe te neem. En ek sê altyd vir mense, weet jy, as jy in 'n plek is of 'n kerk is of waar ek is waar jou predikant of jou wie ook al jou voorgaan, nie die Here Jesus Christus verhoog nie. En die Bybel is nie prominent die boek van die Here nie. Dan moet jy regtig begin versigtig wees en begin oplet wat word jou aangebied. Maar ons lees daar, God is liefde. En om God lief te hê en die broeders lief te hê, want dit is waaroor dit gaan in die lewe. Hy sê vers 7, geliefdes, ek wil regtig julle met baie oplet wat ek vanmôre lees. Dis baie diep woorde hierdie. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Dis hoe jy waarlik weergebore kind erken. Daar's 'n liefde vir God en vir mekaar. Hy sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook, hoor mooi, mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan, sê vers 13, weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees, hoofletter, gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde van God tot ons leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in hierdie liefde bly,
bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in die wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Ongelooflike gedeelte in die woord van die Here. Dit gryp 'n mens in die hart, en ek wil amper sê, my tema vanmôre is die wese van Christendom is goddelike liefde. Die wese van Christendom is goddelike liefde, en hierdie is die eerste boodskap wat ons rondom dit gaan hanteer. Volgende Sondag sal ons daarmee voortgaan. Want ons lees daar in vers 9 en 10 van ons geleesde gedeelte as teks van oordeenking, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En dan, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Die wese van Christendom is juis dit, dat God vir jou en vir my as nietige sondaar mens in hierdie wêreld raak gesien het, en te midde van die verval, te midde van die sonde van die wêreld, te midde van dat ek as 'n persoon in sonde ontvang en gebore is, verwyder van God, het hy my so lief gehad, terwyl ek nog 'n sondaar was, om sy seun as 'n versoening vir my sonde te stuur. En dat in die kruis van Golgotha het ons Here Jesus vir ons gesterf. En God is onveranderlik, vriende, deur al die jare. Want God is nie net 'n gedeelte liefde, 'n gedeelte lankmoedig, 'n gedeelte nee. God is in sy wese, is hy die outeur van liefde. En ons het hierdie liefde want God tot ons het leer ken en geglo, sê Johannes 4:16. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Ek wil amper sê, dis hierdie realiteit wat vrug in ons lewe na vorentoe bring. Dis hierdie ding, goddelike liefde, my liefde vir my God, wat dan ook uitspoel uit my lewe vir my liefde vir my medebroer en suster in Christus, maar ook vir 'n verlore gaande wêreld daar buite. So baie mense sê, ek sal kinders van God lief hê, maar ek weet nie van daai sondaars daar buite nie. Dan wil ek net vir jou sê, vergeet jy, waar was jy? Jy was ook een van daai sondaars daar buite. En deur die genade van God het hy jou nader getrek, en deur die wedergeboorte toe jy jou bekeer het tot God en jou sonde bely het, en die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem het, het jy 'n weergebore kind van God geword, en het daai liefde in jou hart uitgestort deur sy Gees, ons het dit geleef. En daarom kan ons dan, as Christene, as weergebore kinders van God leef. En die uitkoms, die sigbare tekens in ons lewe, wat tasbaar raak, is hierdie liefde van God wat ons dring. Om waarlik die liefde van God ook verander uit te leef. Daarom om hierdie liefde uit te lewe, my broer en suster, is om God se liefde in my na buitekant te deel. Eerstens met my medegelowiges, dit begin by die huis, en dan na die wêreld daar buite. Want daar staan nie gestaan in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Daar staan nie, so lief het God die kerk gehad. So lief het God die wêreld gehad. Daai ongeredde, verskriklike wêreld waar ons op 'n stadium van deel was, voordat die Here Jesus ons siel uit genade gered.
sodat sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die posisie wat ons beklee. Nou in daai liefde moet ons dan uitkom by wat is die hartklop van ons God. Die hartklop van God was toe hy na ons gekyk het in ons sonde, nog steeds vir ons as sy skepsels lief was, dat hy die prys, sy seun gegee het as 'n plaasvervangende prys en 'n offer vir jou in my plek, sodat ons weer met hom verenig kon word. En nou, aan die einde van hierdie jaar 2025 staan ons alweer, die tyd gaan so vinnig verby, moet ons in ons binneste die volgende vraag vra. Hoe lyk dit in my lewe? Is die wese van God, die liefde van God regtig deel van my lewe en leef ek dit uit teenoor mekaar en leef ons dit uit na 'n wêreld sonder God en sonder hoop? Eerste plek wil ek vanmôre met julle praat. Wat is die objek? Wat is die objek van hierdie Christelike liefde? Ons lees natuurlik so net so vinnig bly ek daar na Matteus 23 en net voor dit lees ons in ander plekke ook van die groot gebod van ons Here Jesus, vers 37 tot 39 en Jesus antwoord op jy moet die Here, hy sê ek gee julle 'n nuwe gebod. En wat is hierdie nuwe gebod? Hy sê en Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. In Deuteronomium 6 vers 5 kom die woorde ook dan so, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. 1 Johannes 4:19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis die objek van sy liefde. Ons. God altyd eerste. Hoekom? Omdat hy jou en my eerste gestel het. Dis vir my hartseer in die dag wat ons lewe, dat ook in die Christendom, in die kerk, mense en sogenaamde Christene en met baie dinge besig is. En baie dinge kom eerste. Hulle families, hulle sport. Een van die grootste probleme vandag is dat sport vandag belangriker geword as die dag van die Here. Ek wonder wat sou met jou en my gebeur as God ons nie belangrik geag het nie. En sy seun nie vir ons gegee. En daarom verwag hy, omdat hy ons eerste gestel het, kan hy niks anders te verwag van jou en my om hom eerste te stel. Maar tog is dit een van die moeilikste dinge vir die mens om te doen, selfs binne die kerk. Dit is tog so moeilik om te kies en te doen om Jesus in die God se saak en die kerk se saak eerste te stel. Jy sien dit baie kere. As jy sê kom ons doen iets vir die Here, dan verdwyn mense soos mis voor die son. Die objek van God in Christelike liefde is om altyd God eerste te stel. Hoekom? Want ons is weergebore deur die bloed van die lam. In Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Johannes 1:13, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is. Weergebore deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Is ons eers in sy objek van sy liefde wat hy ons teenoor ons uitgestort het deur sy seun, en nou verwag hy van my dieselfde om my liefde wat hy in my hart geplant het, ook uit te stort, heel eerstens teenoor hom, my God en verlostings, tweedens uit te stort oor my medegelowige as weergeborene, en derdens teenoor 'n wêreld daar buitekant wat God se liefde nodig het. En ons ontvang dit, Galasiërs 3 vers 26 sê so mooi, want almal is kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Vriende, daar is geen weg nie. Here Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.
Daar staan nie deur my in 'n kerk, deur my of eendag sakrament, soos die nagmaal of die doop nie. Dis Jesus wat die weg is. Die enigste weg. Daar's ook nie ander weë nie. Die Nuwe Era Kerk vandag sê, ons almal aanbid dieselfde God. Vriende, dis die grootste leuen. Daar is maar een God en Vader. En sy Seun Jesus Christus en die kosbare God, die Heilige Gees. En die woord verklaar sel, hy verklaar, niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. As jy die Seun nie, het jy nie die Vader nie, sê die Skrif. En dan sê die Nuwe Era Godsdienst, hulle sê dit so, die groot berg, en God is hier op die berg. En ja, ons herken die Christen, maar al die ander gelowe, die Hindoes en die Moslems, almal het ook hulle paadjies. Hulle paadjies om bo op die berg by God uit te kom, ons aanbid almal dieselfde God. Dis die grootste leuen van leuns in die dag en die tyd. En mense koop in daarby. Kerke koop in daarby. Hulle vat hande, saam met hierdie ander gelowe, wat baie kere mense, Christene uitmoor, vat met hulle hande, gaan saam met hulle kerk toe en hou funksie saam met hulle, want ons aanbid mos nou glo dieselfde God. Wat 'n leuen, wat 'n bedrog. Vriende, die duiwel en God kan nie om dieselfde tafel sit nie. En jy moet kies wie jy aanbid. Aanbid jy die God van hemel en aarde, en daai manier is alleen tot bekering deur sy Seun Jesus Christus, wat sy bloed aan die kruis laat vloei. Dis daar die bloed. Die Bybel sê, sonde, vergifnis vind alleen plaas deur die bloed van die lam, Jesus Christus. Geen ander manier. Dis die ander ding. Daar's baie behalwe dat hulle nou verkondig, ons almal by dieselfde, dis natuurlik, dat daar baie maniere is om vergifnis te kry. Terwyl die woord verklaar is net deur die bloed van ons Here Jesus. Die kerkgenootskappe sê jy moet jou bieg en jou geldjie betaal. Ander sê jy moet hierdie sakrament onderhou. Hierdie klomp sê jy moet klein gedoop word, daai klomp sê jy moet groot gedoop word. En so kom mense met Jesus plus en Jesus minus godsdienst na mense. Terwyl God sê, my Seun is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na my, behalwe deur hom. Vriende, ons lewe in 'n tyd waar die dwalinge, die antichriste aan die dag is. Ek kyk nou maar nou in die verlede, hoeveel mense het nou kamstig geprofeteer, die wegraping gaan plaasvind. Die Bybel sê, ja, selfs die Seun van God ken nie die dag en die uur nie, maar alleen God die Vader. En hy sal roep, met 'n stem van 'n aartsengel, en die trompet sal blaas, en hy sal sê, kom op hierheen! En dan sal die Here Jesus Christus ons, as sy weergebore kinders, ontmoet in die lig. Gaan lees daar in Tessalonisense 4. Maar so staan mense op en hulle profeteer komstig, dat nou gaan die wegraping plaasvind, en nou gaan die wederkoms plaasvind, en daai mense bedrieg mense, en mense loop agter hulle aan, en mense aanbid daai mense. En gewoonlik is daar baie geld op betrokke. En baie van hierdie mense verryk hulle deur die geld van onskuldige mense, wat die waarheid soek, maar hulle word op 'n dwaalspoor geplaas. Die wese van godsdienst, vriende, is goddelike liefde, en ek en jy is God se objek. Hy het sy liefde deur sy Seun op jou en my uitgestort, sodat ons gered kan word. En nou verwag hy dat my eerste liefde, die woord verklaar, wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Jy mag nie as jou vrou en jou kinders niks. Jou eerste liefde moet God wees, deur sy Seun Jesus Christus. Maar die verder in die tweede plek, behalwe God, wat die objek van Christelike liefde is die broeders, my medegelowiges. In 1 Johannes 3 vers 14, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Wat sê hierdie gedeelte in Boere Afrikaans? Jy het nie 'n vertaler of 'n graad nodig nie. Boere Afrikaans beteken, as jy nie jou broer lief het, jou medegelowige, dan is jy ongered. Want jy kan nie sê die liefde van God is in jou, maar jy het nie jou medebroeder in Christus nie lief. En dan kyk jy vandag, een van die grootste probleme is die verdeeldheid, is die liefdeloosheid binne kerkgenootskappe, die vyandskap tussen gemeentelede.
Hoe kerke uit mekaar uitval, liefdeloos, die een gun die ander nie in die son waarom skyn nie. Waar is die liefde van weergebore kinders van God vir mekaar? Nou hierdie teks sê, hy bevraagteken dat jy weergebore is, as jy nie lief is vir jou broer nie. En as jy sê, is lief vir God, is die outomatiese uitvloeisel, dat jy lief is vir jou broeder. En hierdie liefde is 'n liefde, wat 'n ongeveinsde liefde is, Romeine 12 vers 9 sê, laat die liefde ongeveins wees, verafskiet wat sleg is, hang die goeie aan. God het nie tyd vir skynheiligheid nie, vriende. Weet jy kan baie keer mense van myle ver sien, as daai mense sê, ons is lief vir julle, ons gee vir julle om, en jy sien dit is net woorde. Dit is net woorde. Kom jy hier uit die hart uit. Dit is baie maklik om te sê, ek het jou lief. Maar kom dit hier in die hart. Is dit ongeveins? Want God sê, ek verafskiet valse liefde, aangeplakte liefde. Want God se liefde is nie aangeplak en vals nie. Dis opreg. Dis eerbaar. En so verwag ek dat hierdie liefde wat in my is, ook eerbaar, ongeveins, na my medebroer en suster uitgeleef moet word. Rein hart, sê 1 Petrus 1 vers 22, as julle in gehoorsaamheid aan die wêreld julle siele deur die Gees, hoor mooi, tot ongeveinsde broederliefde gereinigheid, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Dit kom hier uit, dis nie woorde nie. Ou mense sê die hart van vol is, loop die mond van oor. En as ek baie keer luister en hoor hoe kinders van God van mekaar praat, as ek baie keer hoor hoe kerkmense agteraf oor mekaar praat, dan bevraagteken ek daai harte se reinheid, dan bevraagteken ek hulle ware weergeboorte, want God sê, daai liefde moet ongeveins, eerlik wees, soos vir God. Wat as jy sê, jy het God lief, dan moet ons mekaar lief hê, op dieselfde mate as wat ons God lief het. Dis nogal 'n ding wat skaars geword. Dis die meetstaf, is gelyk aan mekaar. As ons wiskundig moet praat. God se liefde vir my is gelyk aan my liefde vir hom en is gelyk aan my liefde vir my medemens, my medebroer en suster in Jesus Christus. Kan ons regtig sê, daar is 'n wiskundige gelykheid in my lewe, dat net soos wat ek God lief het, en bereid is om alles vir God te doen, soos ek bereid ook om vir my medebroer en suster alles te gee, alles te doen in daardie liefde. Dit is die wese van Christendom. Dis die wese van kind van God wees. Hierdie liefde gaan oor 'n doen, dit gaan oor 'n voorsien. Ek het al baie keer gesê, om Christen te wees, maar weergebore kind van God te wees, is 'n werkwoord, dis 'n doen. En hierdie liefde is ook 'n doen. God het nie daarbo gesê, ek is lief vir my kinders nie, nee, hy het gedoen, hy het sy seun gestuur. Jesus het nie net gesê, ek is lief vir julle, nee, hy het gedoen, hy het aan die kruis gaan sterf. Christendom en dan ook liefde is 'n doen, nie 'n praat nie. In 1 Johannes 3:16, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons moet ons lewe vir die broeders aflê. Vriende, dis groot woorde hier. Is jy bereid om jouself tweede te stel? Is jy bereid om die tweede plek in te neem, om jou broer en suster eerste te plaas? Dis wat hier staan. Is jy bereid om jou liefde vir jouself tweede te plaas, vir jou medebroer en suster, hulle eerste te plaas? Dis wat hierdie gedeelte sê. 1 Johannes 3 vers 16. Vers 17. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Jog, dis 'n ander skrikwekkende vers. Wat sê dit eenvoudig? As ek het 'n brood om te eet, en ek sien 'n ander man het nie 'n brood nie, my broer, dan moet ek daai brood vat en vir hom gaan gee om te eet. Dis wat dit beteken. As ek het, ons het nou die Sondag gepraat oor daai teks wat sê, as ek weet wat om goed te doen en ek doen dit nie, dan is dit sonde.
Ons is so maklik om te sê, maar ek bid vir jou my broer, ek bid vir jou my suster. Eendag het iemand vir my ook gesê, maar ek bid vir jou dominee. Sê ek is so bly jy bid vir my oom, maar wil jy nie vir my 'n brood koop om te eet nie asseblief? Ek was 'n groot moeilikheid daar. Maar ek het gesien hoe hy lewe. Baie maklik om te praat, maar nooit bereid om te doen nie. Christendom is doen. In ware liefde word daarin getoon dat ek bereid is om nie net te bid vir my broers en susters nie, nie net lief te wees vir hulle, maar ook vir hulle te voorsien waar dit nodig is. Dit koste baie kere van myself. My kinders, sê vers 18, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, sluit hy af, maar met die daad en met die waarheid. Kom ek lees dit weer in sy totaliteit. 1 Johannes 3 vers 16 tot 18. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir ons broeders af te lê. Maar wie goed van die wêreld het, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en die waarheid. Daar in vers 17 wil ek eintlik sê, daar kom bevraagteken hy weer jou egtheid van jou kindskap. Kom bevraagteken God weer jou egtheid, is jy waarlik 'n weergebore kind van God. Want as hierdie in jou lewe is, jy plaas dit 'n vraagteken agter jou sogenaamde Christendom. Ja, die objek van Christelike liefde moet my broederskap, my medegelowiges wees, deur ongeveinsde liefde met 'n rein hart, 'n hart wat bereid is om nie net te praat daaroor nie, maar te doen. Laastens praat ons oor hierdie objek van Christelike liefde. Natuurlik die wêreld. Onthou ons eers die eerste objek is teenoor God, my verlosser. Tweede objek het ons nou nog gekyk na my broederskap, my medegelowiges, maar daai liefde gaan ook uit na die wêreld daar buite. Johannes 3 vers 16, maar so lief het God die wêreld gehaat. En as ons sê die liefde van God is in my hart, dan moet daai liefde my ook dring om lief te wees vir die wêreld daar buite. Jy sien ons vandag in kerke wil so maklik kies vir wie ons lief het. Ons wil kies vir wie ons lief het en God se liefde deel. God sê hier, maak nie saak wie die volk, taal of nasie of kleur of taal is nie. God is 'n God van liefde en hy verwag van jou of my om die wêreld daar buite lief te hê. Maak nie saak wie dit is nie. En wat was die eerste opdrag? In Matteus 4 vers 19. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Matteus 4 vers 19. Markus 1 vers 17. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Een ding wat vir my baie uitstaan as jy nou gaan kyk na 'n visserman. Ek weet nie waar, in elke familie partykeer is daar 'n visserman of 'n visservrou. Maar kyk, 'n visserman is iemand wat, is hy ergens oor visvang. Wow, my oorlede pa en my broers was groot, ek was nog glad nie lief, baie lief vir visvang. Ek sou liewers musiek gedoen het, daai tipe dinge, maar hulle was lief vir visvang. Hulle het hierdie kratte gehad. Jy moet so oopmaak, is net poeiertjies en salfies en brimpies en allerhande hoekies. Dit was verskriklike baie, hulle was lief vir visvang. Hulle het hulle self ingerig om te gaan om daai visie te vang. Jo, en as daai visie daai skep net vang, dan word daar foto's geneem. Want hulle is trots op daai vis wat hulle gevang het. En dat hulle gespesifiseer op sekere hoeke is spesifieke visse. En spesifieke kosse lok hierdie visse, en as jy hierdie dingetjie doop en hierdie ding, dan vang jy daai vis in plaas van hierdie vis. En nou wil God kom hy, en hy vat hierdie vissermanne. Hulle het nie lang terug klim hulle hier uit hulle skuite uit, hulle het hulle nette uitgegooi en het vissermanne het vis gevang, en hy sê, kom,
Hulle verstaan wat beteken om vis. Ek wil nou vir julle vissers van mense maak. Daai selfde passie wat julle het. Daai selfde ywer wat jy het. En ek sê baie kere, is ek net weergebore kinders van God so ywerig en passievol kan kry om agter kosbare siele aan te gaan, om vissers van mense te wees, as die passie wat hulle het om 'n vis langs 'n dam of by die see te gaan vang. Maar ek sê vir julle, daar's baie mense, hulle het die mooiste kratte en die mooiste moet hulle ry kilometers en span duisende rande om 'n visie te gaan vang. Dan vra ek baie keer vir hulle, jy al R1 spandeer om 'n mens 'n visie vir Jesus te vang. Dit is die weste van Christendom. Dat God sy kinders wil gebruik om vir mekaar lief te wees, maar saam met ons vissers van mense wees. Dit is sy groot oproep, dit is sy hartklop van God, vriende. En dan sê Openbaring 7 vers 9, na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie. Uit al die nasies, uit al die stamme en volke en tale, en hulle het gestaan voor die troon van die Lam. Hoor mooi, en hulle was bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande. Wie praat hy? Hier voor die troon van God in die hemel. Wie staan daar? Net ons boere-Afrikaners. Net sekere mense, met blanke velle, bruin velle. Nee, hoor dan mooi. Hulle staan almal daar, ontelbaar, palmtakke, voor die Lam, voor Jesus in die hemel. Ontelbaar, lees weer, uit alle nasies en stamme en volke en tale. God is nie die aannemer van die persoon nie. En as hy ons uitstuur om vissers van mense te wees, kan ons nie net besluit, maar weet jy wat, ek wil net karpers vang nie. Jy moet baie keer maar daai ou lelike baber ook vang. So dommetjies. As jy kom agter my aan, ek wil jou 'n visser van mense maak. Ons kan nie kies wie ons wil vang nie. God stuur ons uit met sy liefde om te vang vir die wat hy ons stuur. En hoe gaan ons dit regkry? Dis die grootste verskoning, natuurlik, wat die kerk en die weergebore kinders van God baie keer vir hartseer in my hart voorhou. Maar dominee, jy hoor baie keer, dominee, hierdie werk is vir dominees en pastoor. Dit is die werk van sendeling. Hierso staan nie. En ek het die sendelinge geroep, kom agter my en ek sê hulle vissers van mense maak. Daar staan nie hoor, maar ek gaan nie doen. Nee, daar sê, hy het gewone visserman, hy het almal ingesluit. Mense wat weergebore kinders van God is, maak nie saak wie is nie. Sê hy vanmôre, kom ek wil jou visser van mense maak. Dit gaan nie hieroor wat jy kies of nie kies nie. God se liefde, hierdie liefde, moet jou beweeg om 'n visser van mense te wees. Want jy sien, ons wil baie kere wegkruip agter ek is onbekwaam, ek is nie geletterd nie, ek ken nie die Bybel soos jy nie, dominee het mense al vir my gesê. Maar hoor wat sê Handelinge 1 vers 8, baie bekende vers. Maar baie mense ken dit, maar hulle wil dit nie toepas nie. Want dit is deel van die wese van God, van kunskap. Maar julle sal krag ontvang. Ek praat nou met jou en my, as weergebore kinders van God. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal, daar staan nie miskien of wanneer ek wil of wat dit my pas, daar staan. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Ek hoef nie in myself krag te hê. Ek hoef nie in myself in staat stel te wees nie. Ek kan God bid, wat deur sy Gees bereid is om my in staat te stel, te bekragtig, om 'n visser van mense te wees. En nou wil ek hy teksvers so 'n bietjie omdraai, en dis ons stel dat mense wil baie keer nie die ander kant van hierdie blaadjie hoor nie. Met implikasie. As kinders van God, hulle oorgee en die liefde vir God hulle dring om te sê die Heilige Gees van God bekragtig my, sterk my om 'n visser van mense te wees. Dan is die ander kant ook waar. As kinders van God lou en koud is,
is kinders van God, se liefde vir God, hulle nie dring om vissers van mense te wees nie. En hulle stel nie belang nie in al hierdie verskonings om nie vissers van mense te wees nie. Met implikasie, is hulle nie vol van die Heilige Gees. En dis wat hierdie teks beteken. Want geen kind van God wat vol is van die Heilige Gees sal homself gaan toesluit in sy huis en nie daar buitekant in die wêreld 'n visser van mense word. Dit wil kinders van God nie hoor en ek het al baie keer gesê. Ek weet jy is 'n kind van God en ek weet die Heilige Gees woon in jou hart. Maar daar's een ding om die Heilige Gees van God in jou hart te woon en jou kind te maak en is 'n ander ding dat die Heilige Gees van God in beheer is van jou lewe. Dit praat hier van geesvervulde manne en vroue. Om voor God te buig en sê, Here, vul my met jou gees, gee my die krag, die autoriteit, gee my die instaatstelling om die hartklop van God die Vader uit te leef en 'n visser van mense te wees. Want as jy nie dit bid nie, dan is jy nie geesvervuld. Dan is jy tevrede om maar koud en lou as 'n weergebore kind van God te lewe. Ag, wat 'n ellendige toestand. En dis die probleem wat ons ongelukkig mee sit in die kerk vandag in die Christendom. Mense soek verskonings. Hulle soek allerlei bonatuurlike verskynsels wat nou kamstig ook geesvervuldheid is. In plaas van my Bybel sê dat die Heilige Gees oor jou vaardig word en jou bekragtig, dan word jy 'n getuie en 'n visser van mense. Dis wat die Heilige Gees se krag doen. Hy laat jou nie op en af spring en agteroorval en ander snaakse goeders doen nie. Geesvervuldheid bring jou uit by die hartklop van God. Kom, ek gaan julle vissers van mense maak. Vriende, dit is die wese van God. Dit is die wese van God se hartklop. Goddelike liefde, want hy is liefde. En daarom moet daai liefde in u en my stort hy uit deur die kosbare bloed van die lam. En daarom moet my eerste liefde God wees. Dan my vrou, my kinders, dan my medegelowige, dan my broeders in die kerk en dan die wêreld daar buite. En hoe lyk dit dan vanmôre? My liewe broer en suster? Hoe lyk ons? Hoe lyk jou? Hoe lyk my Christendom? Is ons prioriteite regtig korrek? Kan mense deur ons woorde en dade sê, laat my eerste liefde met my hele hart en krag verstand my God is. En die tweede wat daaraan gelyk is, dat ek my medemense liefhet soos myself. Insluit in dit dan ook my broederskap. Is ek bereid om altyd God en God se saak eerste te plaas? Om ook self baie kere my eie brood te neem en vir 'n broer te gee en sê, neem eet, want ek sien jy het honger. En baie keer daar buite te gaan en hulle te vertel, wie is die brood van die lewe. Ek sien baie organisasies, hulle wil mense gaan vertel vir Jesus. Nou sit daai mense, hulle het 5-6 dae laas geëet, hulle is so honger, en nou vandag verwag die mense hulle met nou luister, en die Here Jesus aanneem. Maak hulle magies vol. As hulle magies vol is, kom dat hulle sit by jou voete en vertel hulle dan, wie is die God wat ons magies vol maak? Hy wil ook jou hart vol maak. Dit is die wese van Christendom. Die liefde vir my God, my liefde vir my broeders, my liefde vir die wêreld. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die kosbare woord. Here, hierdie gedeelte in 1 Johannes 4 is 'n kragtadige woord. Dis 'n ongeloofbare woord. As 'n mens dit lees, dan gryp dit jou in die hart om verantwoordbaar voor God te staan en in die spieël te kyk en sê, Here, voldoen ek aan hierdie goddelike standaard? Dit is so maklik om te sê, maar God het my lief en ek het God lief, maar vriende, daai liefde het 'n uitvloeisel. Daar is 'n uitvloeisel wat plaasvind. Nie net teenoor my God nie, maar teenoor my medegelowiges, my broers en susters, maar ook die wêreld. Gee dat ons mekaar nie bedrieg nie,
En laat ons nie net mense is met hol simbole en klanke wat net 'n geluid maak nie. Maar dat ons bereid is om met 'n rein hart voor God te buig en vir hom te vra om deur die Gees van God my te bekragtig en in staat te stel om by die hartklop van God uit te kom, om 'n visser van mense te wees. Ag Here, gee vir ons genade, die res van hierdie naweek, ook hierdie week. Wil U vir ons dra, Here. Ek wil bid vir ons land, Suid-Afrika. Here, man, ek glo met my hele hart, hierdie is ook die uitkoms vir ons land. Dat ons land, dat ons leiers, dat ons mense sal terugkeer na God toe, deur sy Seun Jesus Christus. En hom in krag en waarheid sal aanbid. Dankie vir U woord. Dankie vir hierdie geleentheid wat ons saam kon wees. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Baie dankie. Chris, jy kan maar net daar stop as ek.